Goeiedag. Ek wil u net weer daaraan herinner dat ek gebruik die 1933-53 vertaling, tensy anders vermeld. Johannes 21 vers 17. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord hom: Ja, Here, u weet dat ek u liefhet. Hy sê vir hom: Laat my lammers wei. Hy vra hom weer die tweede maal: Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom: Ja, Here, u weet dat ek u liefhet. Hy sê vir hom: Pas my skape op. Hy vra hom die derde maal: Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra: Het jy my lief? Hierdie vraag het die Heiland aan Petrus gestel, en Petrus het geantwoord: Here, u weet alles, u weet dat ek u liefhet. My geliefde vriende, kan ons ook sê wat Petrus gesê het? Het u die Here bo alles lief? Soos Abraham, wat so gehoorsaam was dat hy bereid was om sy eie seun te offer. Hoe maklik behoort dit te wees om die Here lief te hê? Hoe goed en hoe heilig is hy? Hy is die skoonste onder 10.000. Hy is die roos van Saron, soos die lelie van die dale. Die apostel Paulus het die Here Jesus met sy hele hart lief gehad. Dit was vir hom 'n ondraaglike gedagte dat daar iemand kan wees wat die Heiland nie kan lief hê nie. Daarom het hy gesê in 1 Korintiërs 16 vers 22: As iemand die Here Jesus Christus nie lief het nie, laat hom 'n vervloeking wees. Maranatha. Maranatha is 'n uitroep wat sê ons Here kom. Die Strongs definisie sê dit is 'n uitroep van die naderende goddelike oordeel. Dit is 'n vreeslike gedagte dat daar mense is wat God haat. In die 10 gebooie spreek God self van diegene wat hom haat. Ja, sover kan die sonde die mens bring. Aan die ander kant spreek God ook van sy liefhebbers in die 10 gebooie. Hoe heerlik is dit om getel te word onder die liefhebbers van die Here. Vreeslik is die straf wat eenmaal sal kom oor die haters van die Here. Ons lees van die vreeslike lot wat hulle eenmaal sal tref. Psalm 68 vers 2 in die Nuwe Lewende Vertaling. God sal opstaan en sy vyande verstrooi. Laat die wat hom haat voor hom vlug. Soos wind rook wegblaas, so blaas u hulle weg. Soos was in vuur smelt, so vergaan goddeloses voor God. Hoe groot daarenteen is die seën van die liefhebbers van God. Ook hiervan spreek Psalm 68 vers 3. Maar die vromes sal verheug wees, hulle sal bly wees voor God, hulle sal jubel van vreugde. Die kroon van die lewe is die besondere beloning van diegene wat God liefhet. Jakobus 1 vers 12, gelukkig is die mense wat in beproewing volhard. As die toets sy geloof as eg bewys, sal hy die lewe as oorwinningskroon ontvang. God het hierdie lewe beloof aan hulle wat hom liefhet. Deur God heelhartig lief te hê, strewe ons na die kroon. Wie van ons strewe nie na daardie kroon nie? Na die kroon wat nooit vergaan nie. Liefde tot God moet bewys word deur ons dade. As julle my liefhet, bewaar my gebooie, het die Heiland gesê. Vader, Maranatha, kom Here, kom en red ons. Wees ons genadig en leer ons u woord. Amen.